Wil jy gelukkig wees? Natuurlik wil jy, almal van ons wil. Maar as ons eerlik is baie mense vandag nie regtig gelukkig nie. Hulle glimlag aan die buitekant, maar aan die binnekant dra hulle seer, bekommernisse en teleurstellings. Die goeie nuus is dat God nie bedoel het dat ons so moet leef nie. In Filippense 4:4 sê die Bybel, wees altyd bly in die Here. En in Johannes 10:10 sê Jesus dat hy gekom het sodat ons die lewe in oorvloed kan hê. So, hoekom ervaar soveel mense nie daardie vreugde nie? En hoe kan jy dit verander? Vandag gaan ek vir jou 3 praktiese sleutels wys wat jou kan help om 'n meer blymoedige en 'n vreugdevolle lewe te leef. Die raad wat mense en die wêreld vir ons gee oor hoe om gelukkig te wees, is nie altyd goeie raad nie. As jy gelukkig wil wees, dan sê hulle, verloor net 'n paar kilogram gewig. As jy gelukkig wil wees, kry vir jou 'n nuwe meisie of 'n nuwe vrou of 'n nuwe kerel. As jy gelukkig wil wees, koop vir jou daai nuwe kar wat jy nog altyd wou gehad het. Want ons dink geluk lê in besittings, in geld. Maar weet jy wat? Geld kan nie jou geluk koop nie. Geld kan jou wel help om die suffering so bietjie te verminder, maar dit kan jou nie gelukkig maak nie. Ek onthou, baie jare gelede was ek op 'n sending uitreik na Zambië gewees. En daai mense daar langs die Zambesi rivier het letterlik niks. Hulle bly in hutte wat hulle self gebou het met gras en strooi en modder. Hulle een groot probleem is, die water wat is so naby aan hulle, maar hulle kan nie die water by hulle uitkom nie, want hulle het nie elektrisiteit nie, hulle het nie eers pompe nie, hulle het nie meganiese toerusting nie. Die olifante kom en dan eet hulle mielies op. Hulle weet nie of hulle volgende maand kos gaan hê nie, maar weet jy, daai mense is elke dag gelukkig. Hulle loop met net sulke groot glimlagte. Hulle het soveel vreugde in hulle lewe. Want sien, geluk hang nie af van geld en van besittings en van goed nie. Jim Carrey het gesê, I wish that everybody can be rich and famous and do all the things they ever wanted to do, so they can realize that is not the answer. Kom ek herhaal dit. I wish everybody could be rich and famous and do all the things they ever wanted, so they can realize this is not the answer. So wat is die antwoord? Hoe kan ek dit regkry om gelukkig te wees? Miskien moet ek heel eers begin om vir jou te sê, want ek dink dit is belangrik dat jy dit hoor, om te sê, God wil graag hê jy moet gelukkig wees. God wil hê jy moet blydskap beleef. God wil hê jy moet voluit lewe. Miskien het jy tot dusver gedink, God is ver van my af. God is hierdie persoon of hierdie iemand wat net kyk wat ek verkeerd doen om my te straf as ek iets verkeerd doen. En ja, ek hoor God is lief vir my, maar God dra nie my beste belange op die hart nie. Ja, God dra jou beste belange op die hart. God wil hê jy moet vreugde beleef. Jesus self het gesê in Johannes 10:10, hy sê, ek het gekom sodat julle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Die lewe wat Jesus kom gee het, waarvoor hy mens geword het, waarvoor hy op aarde geleef en gesterf het, opgestaan uit die dood, is sodat ons, ek en jy, die lewe kan hê in oorvloed. Is dit nie wonderlik nie? Paulus, hy skryf in Filippense 4, skryf hy vir die gemeente in Filippi, terwyl hy in die tronk sit. Hy sê in vers 4, wees baie bly in die Here. Ek herhaal, wees baie bly. God wil hê, ek en jy moet gelukkig wees. Ek weet nie hoe jy nou voel nie. Dit maak nie regtig saak hoe jy op die oomblik voel, hoe gelukkig jy op die oomblik is nie. Ek wil net hê jy moet dit hoor. Ek wil hê jy moet dit weet. God wil hê jy moet dit weet. Hy wil so graag hê, jy moet gelukkig wees. En hy sal alles in sy vermoë doen om jou gelukkig te maak, want jou geluk is vir hom 'n prioriteit. Hy dra jou belange op sy hart. In Filippense 4, daardie hoofstuk wat ek nou aangehaal het, daai vers 4, net so 'n bietjie verder, noem Paulus 'n paar dinge, en daaruit kan ons baie mooi prakties agterkom wat ons moet doen as ons gelukkig wil wees. As ons vreugde wil beleef in ons lewe. So kom ons kom by die eerste ding. Die eerste ding noem Paulus in vers 6. Hy sê, moet oor niks besorgd wees nie, maar maak in alles deur gebed en smeking en met danksegging julle begeertes aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Die eerste ding wat die Bybel ons leer, as ons gelukkig wil wees, is ons moet ons bagasie laat staan. Jy sien, baie van ons leef met 'n klomp bagasie in ons lewens. Ons sleep 'n klomp goeders met ons saam.
Ek onthou, jare gelede het ek die voorreg gehad om die Otterwandelpad te stap. Dit is seker een van die mooiste wandelroetes in die hele wêreld, want partykeer is jy op die strand, partykeer is jy op die rotse, dan is jy in die fynbos, dan is jy in die tropiese woud met die boomvarings. Dit is so mooi. Maar in die groep wat ons was, waar saam met wie ek gestap het, was daar een van die ouens wat sommer dadelik gespog het en gesê het, hoor jy, ek het my sak so mooi gepak, ek het my kos so goed beplan, my sak gaan elke dag net ligter en ligter word, want ek eet eers die swaarste goeders, en dan die ligste goed bly agter. So hierdie stap gaan vir my 'n plesier wees. Toe besluit ons, kom ons bak om 'n poets. En terwyl hy die dag slaap nog, die oggend nog vroeg slaap, toe gaan ons en ons pak sy sak mooi netjies uit, en ons vat 'n groot boulderklip wat ons daar op die strand opgetel het, en ons sit dit onder in sy sak, en ons sit 'n plastiek sakkie bo oor, en ons pak alles mooi weer terug. En hy stap met daai sak. En nou, ek vra ons kort vir hom, toe is die sak swaar. Nee, die sak is nie swaar nie, ek het mos gesê, my sak is reggepak. Maar hoe later hoe kwater, soos die dae aangaan en die week verbygaan, hier in die einde van die week sê ons vir hom, is jou sak nou al baie ligter seker, né? Toe sê hy vir ons, nee, ek verstaan dit nie. Ek het my dinge so mooi beplan, maar hierdie sak, dit voel vir my, hy word net swaarder en swaarder. En toe ons klaar is, toe ons uiteindelik daar in Nature's Valley aankom, op die strand, en ons daar gaan sit, toe sê ons vir hom, jong, miskien moet jy kyk of jy nie dalk kos vergeet het in jou sak nie. En hy maak sy sak oop en hy begin uitpak. En hy kom op die plastiek sakkie af wat ons bo die klip gesit het, en hy vat dit weg en toe sien hy die klip. En toe is hy natuurlik smoor kwaad vir ons, en ons lag onsself te lekker vir hom. Jy sien, soveel mense leef met daai boulder van 'n klip in hulle lewe. En dalk is dit vandag jy, wat hierdie onnodige bagasie met jou saamvat. Bekommernisse kan 'n bagasie wees. 'n Slegte verhouding kan 'n bagasie wees. Sonde kan 'n bagasie wees. Daar's verskillende bagasies, en ek gaan nie nou in die detail ingaan nie. Maar Paulus sê vir ons in Filippense 3, net die vorige hoofstuk, hy sê, ek maak my los van wat agter is, en ek strek my uit na wat voor is, want ek wil die wenstreep behaal. Ek wil by die eindstreep uitkom. Daarom moet ek my losmaak van wat agter is, en my uitstrek na wat voor is. Jy moet in hierdie oomblik leef. Jy sien, om jou te bekommer oor gisterse dinge, het geen waarde nie. As jy net op die toekoms gefokus is, dan mis jy die vreugde van die hier en die nou. En dit is wat God jou nou kom gee, en nou vir jou wil kom gee. So die eerste ding is, dink, vra die Here, wat is daai bagasie, wat is daardie bekommernisse, daardie sonde dalk wat ek met my saamsleep in my lewe? En dan gee jy dit vir die Here, dan laat jy dit vandag by sy voete. Die tweede ding wat Paulus vir ons leer, wat ons kan doen as ons gelukkig wil wees, is stap nommer 2, kry jou kop reg. In vers 8, ek wil dit vir jou lees, daar sê Paulus, verder, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle julle gedagtes rig. Daarop moet jy jou gedagtes rig. Jy sien, dit waarmee jy jou kop vul, dit gaan op die ou end in jou lewe na voorskyn kom. 'n Moordenaar pleeg nie sommer net moord nie. 'n Man wat sy vrou verneek, doen dit nie sommer net nie. Dit het eers in sy kop gebeur. Hy het eers daaraan gedink, hy het dit eers beplan. Jy sien, as jy toelaat dat jou kop die hele dag vol negatiewe dinge is, dan gaan daai negativiteit in jou lewe na vore kom, en dan gaan dit jou ongelukkig maak. Daar was een keer 'n boer gewees. Sy plaas was net so buite kan die dorp, en dan het hy geploeg hier langs sy landerye, langs die groot pad. En so kom daar by geleentheid 'n motorkar verby, en hy sien die ou trek so af hier langs die pad, en hy stap nader na die heining toe, en hy begin gesels. Hy sê vir die ou, dag sê, hoe gaan dit? En die ou groet hom, en die ou sê, hy sê vir die ou, wat maak jy hier in die omgewing? En die ou sê vir hom, hoorie, nee, ek kom kyk hoe lyk hierdie dorp, want ek het 'n verplasing gekry, en ek verhuis binnekort na die dorp toe. Kan ek jou 'n vraag vra? En die boer sê, ja, enige tyd. En die man sê vir hom, sê vir my, hoe is die mense op die dorp? Is hulle daarom vriendelik? Is hulle daarom goedhartig en so aan? En die boer kyk hom so aan, hy sê vir my, vir die man, hy sê jy vir my, hoe is die mense daar van die dorp waar jy vandaan kom? En die ou sê,
Die mense daar is nie wonderlike mense nie. Ek is baie bly ek gaan weg daar, want ek het nou net mooi genoeg van hulle gehad. Hulle is onvriendelik, hulle is groepvormig, hulle is nors, nee, mens kan nie met hulle lekker oor die weg kom nie. Ek is so bly ek gaan daar weg. Kyk die boer hom so aan en sê vir hom, jong, ek is bevrees, die mense op ons dorp is maar net dieselfde. Die ou klim in sy kar en hy ry. So rukkie later toe stop al weer 'n kar. En die boer stap weer nader aan die heining. En die ou klim uit en die boer sê vir hom, "Ai, welkom hier so in ons omgewing. Wat maak jy hier?" En die ou sê vir hom, "Nee man, jy sal my nou nie glo nie, maar ek het 'n nuwe werk gekry hier op julle dorp en ek trek einde van die maand hierna toe." Die boer sê, "Maar welkom hier so dan." En die man sê, "Kan ek jou 'n vraag vra?" En die boer sê, "Ja, natuurlik." Hy sê, "Hoe is die mense hier in die dorp waar jy bly?" En die boer vra vir hom, "Sê vir my, hoe is die mense op die dorp waar jy vandaan kom?" En die man sê, "Ek is spyt om al weg te gaan. Die mense daar is regtig wonderlike mense. Hulle is vriendelike mense. Hulle is fantastiese mense. Ek gaan met 'n swaar hart weg." Die boer sê vir hom, "Man, ek is so bly om vir jou te sê, die mense hier op ons dorp is presies dieselfde. Hulle is fantastiese wonderlike mense." Hoe kan die boer sulke verskillende goed vir verskillende mense sê? Jy sien, hy het gesnap en gesien die twee mense se koppe verskil van mekaar. As jy regtig gelukkig wil wees, moet jy jou kop reg kry. Paulus skryf in Romeine 12 vers 2, hy sê, "Moenie aan die sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe." Ek dink ek moet na hierdie reeks vir die volgende paar weke in detail ingaan in hoe sit jy jou bagasie neer, wat se bagasie is daar, en spesifiek ook oor hoe maak 'n mens om jou kop reg te kry. Hoe leef 'n mens met 'n positiewe gedagtes? Hoe laat 'n mens jou gedagtes ook deur die Gees van God beheer? Maar ek gaan nie nou daarin gaan nie, ek wil graag by punt nommer 3 uitkom, wat Paulus skryf vir ons, oor wat ons moet doen as ons gelukkig wil wees. En nommer 3, as jy gelukkig wil wees, doen iets goeds, doen iets positiefs vir ander mense. Ja, wanneer ek en jy ons fokus op ander plaas, wanneer ons ander begin dien, soos wat Jesus ons kom dien het, dan vind ons vreugde, dan het ons geluk in ons lewe. Paulus skryf daarvan vir die gemeente in Filippi. Hy sê so in die verdere verse, hy sê daar in vers 17, eintlik in vers 14 al, hy sê, die gemeente het bygedra tot sy lewensonderhoud, sodat hy die evangelie kon verkondig. Hulle het geld gestuur, hulle het hom bygestaan. Hy sê, nietemin het julle goed gedoen deur my in my moeilike omstandighede by te staan. In vers vers 15 sê hy, geen enkele gemeente behalwe julle het 'n aandeel gehad in my rekening van inkomste en uitgawe nie. En hy sê, toe ek in Thessalonika was, het julle meer as eenmaal iets van my behoeftes gestuur. En dan sê hy, dit gaan egter nie om die gawe nie, maar dit gaan om die vrug daarvan. Dit gaan om die vrug van die gawe. Daardeur het julle self ryker geword. Julle het alles ontvang wat julle nodig het. Jy sien, die gawe, dit wat hulle die gemeente kom gee het hulle self ryker gemaak, sê Paulus. Want wanneer ons dien, wanneer ons iets goeds doen vir ander mense, dan word ons ryk. Dan word ons gelukkig. Nie met 'n rykdom en 'n geluk wat van buite afkom nie, maar van binne, vanuit ons harte uitkom. Ek wil afsluit met 'n laaste storie. Want miskien dink jy vandag, ja, maar wat kan ek doen? Ek het nie veel om vir ander mense te gee nie. Maar elke een van ons, maak nie saak wie jy is en wat jou omstandighede vandag is nie, kan iets goeds, iets positiefs vir ander mense doen. Daar was een keer 2 mense gewees wat in 'n hospitaal gelê het in 'n dubbelkamer. Albei was baie siek, dodelik siek. Die een se bed het langs die venster gestaan en die ander een by die deur. Wanneer die een wat in die bed gesit het, of regop gesit het, dan kon hy so deur die oop venster na buite kyk. En die ou wat by die deur gesit het, kon nie sien wat deur die venster aangaan nie. En dan het hy gevra vir die ou, hoe lyk die dag daar buitekant vandag? En dan het die man wat by die venster gesit het uitgekyk. En dan het hy in detail beskryf hoe mooi die dag was. Hy het gesê, dis 'n pragtige groen gras daar buitekant. En daar's 'n dammetjie waarop eentjies swem. En dan vra die ou, wat sien jy nog? Wat sien jy nog? En dan sê die ou, wag, ek sien, daar's 'n verliefde paartjie wat verbystap. Hulle gaan sit op 'n bankie onder die boom. Dit is so mooi. En dan sê hy, en die son skyn. Dit is so 'n lieflike dag en daar's kinders wat kom speel met 'n bal. Hulle speel te lekker. En dan saai hy sommer uit van hoe die kinders die bal skop en watter span wen. En dit
wat hierdie man gedoen het wat by die venster sit, wat vir die venster lê, het hierdie ander man wat nie kon deur die venster sien nie, sy dag opgevrolik. Dit was die hoogtepunt van sy dag, wanneer sy maat, want hulle het maats geraak daar in die hospitaalkamer, vir hom vertel wat buitekant aangaan. Maar hier in sy hart het hy gewens, hy kon self sien hoe dit lyk. En toe een oggend, toe hy sy oë oopmaak en wakker skrik, toe sien hy maar, sy maat is nie meer in die bed langs hom nie. Hy het in die nag gesterf en die verpleegsters het hom al uitgevat. En toe vra hy vir een van die verpleegsters, maar kan julle nie asseblief my bed skuif om by die venster te wees nie? Ek wil so graag die bed by die venster hê. En toe sê hulle, ja nee, ons kan dit doen. En hulle skuif hierdie man na die venster toe, maar die gordyne is nog toegetrek. Want is nog vroeg die oggend. En toe hy nou so lê, toe help hulle om 'n bietjie regop te kom en regop te sit in sy bed, en toe sê hy vir die verpleegster, ag, wil jy nie die gordyne ooptrek nie asseblief? En die verpleegster sê toe, ja goed, ek kan die gordyne ooptrek. En sy doen dit, sy trek die gordyne oop. En met verwagting kyk hierdie man uit na buite toe, om te sien hoe mooi dit daar buitekant lyk. Hy wonder of die mense wat hierdie vriend van hom altyd vir hom beskryf het, of hy hulle gaan sien, nou met sy eie oë gaan sien. Maar toe hy uitkyk by die venster, was hy baie teleurgesteld. Want buitekant kon hy nie 'n grasperk sien, of 'n mooi dammetjie met eentjies op, of kinders wat speel en verliefdes wat onder 'n boom sit nie. Al wat hy kon sien, was 'n grou, vaal muur, wat net so eentjie van die venster af verbygeloop het. Jy sien, hierdie vriend wat saam met hom in die hospitaalbed gesit het, het niks gesien nie. Hy het ook net daai grys muur gesien. Maar hy het besluit om hierdie maat van hom se lewe op te vrolik, deur in sy gedagtes, dit wat hy in sy kop gesien het, vir hierdie man te beskryf. Ek en jy kan elke dag iets goeds doen vir ons medemens. En wanneer ons goed doen, iets positief doen aan ander, dan gee dit vir ons vreugde, geluk en blydskap. En dis my gebed, dat jy sal ontslaa raak van die bagasie in jou lewe. Dis my gebed, dat jy jou kop sal regkry, positief sal dink, jou gedagtes sal rig op die dinge wat daar bo is, waar Christus Jesus is. En dat jy sal goed doen aan ander. Vrede vir jou, seën vir jou. As jy nog nie gesubscribe het nie, doen dit sommer nou, druk daai knoppie hieronder, ek is nooit seker watter kant op die skerm hy is nie, maar doen dit sommer nou. As jy die video's like, ek bedoel as jy van die video's hou, like hulle deur die thumbs up te druk. As jy 'n opmerking wil maak, maak gerus so, en onthou volgende week se video gaan ek so bietjie meer in detail gesels oor hoe om jou kop reg te kry. Groetnis, lekker dag verder, bye bye.